Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Beste collega's. Dame. Christel, ons begin by die DA wat bietjie meer geldjies soek. Jy reageer nou soos 'n tipiese kiezer. Ek dink as mens dink aan Amerikaanse flieks, dan hoor mense altyd hulle praat van die optics. Weet hoe lyk hierdie? En in hierdie stadium lyk hierdie moeilik vir die DA. So hierdie is 'n klaarblyklike uitgelekte verslag, interne verslag van die DA wat verwys na verskeie partyleiers en hulle praat van 'n top-up. So dis 'n salaris wat hulle verdien en dan kry hulle 'n top-up. Of soos jy in 'n mediese fonds het, ons kry gap cover. So net om daai 'n klein bonusie. Ja, net om die las 'n bietjie ligter te maak. So dit verwys na verskeie DA-lede wie se leiers wie se salarisse aangevul word. Ja. Ons het self gister die DA genader vir kommentaar. Hulle het 'n versoek om kommentaar van die hand gewys. Dion George het aan News24, hy is die skrywer van hierdie verslag, bevestig dat dit sy verslag is. So die DA het gesê weet hulle betwis in hierdie stadium die egtheid daarvan. Dion George se verslag. Julle sal onthou hy het bedank verlede jaar. Ja. En sy naam is op hierdie verslag en hy het aan News24 bevestig dat dit inderdaad so is. Nou, as jy gaan kyk na hierdie berig, sal jy sien daar's verskillende redes hoekom verskillende DA-leiers se salarisse getop-up word. So, in een geval is dit jy die kans gehad om parlement toe te gaan en jou party het jou gevra om op 'n sekere plek te bly en hulle maak die verskil op. Action SA het 'n klagte ingedien teen die 2 kabinetslede. So hulle het weet hier is eintlik intern. Die kabinetslede is byvoorbeeld vir Action SA 'n probleem. Hulle sê hulle word reeds betaal deur die belastingbetaler. Hier is amptelike of openbare amptdraers, so ons as belastingbetaler betaal hulle. En die grondwet bepaal dat hulle nie nog vergoeding kan kry nie. Okay. En dis waar Action SA se klagte inkom. So hulle het hulle verklaar by die openbare beskermer en by die parlement se etiekkomitee. Ek dink die DA moet verduidelik wat die aan die gang is. Jy weet as hulle sê dis om kundigheid te behou of dit is om mense op strategiese plekke te ontplooi, dan jy weet verduidelik dit so vir ons as kiesers. Maar in hierdie stadium sien 'n mens baie nulle en 'n mens wonder vir wat. Dit is interessant. So ek dink my eerste vraag is dit wettig of onwettig? Maar so nou verstaan jy verduidelik van Action SA en die 2 kabinetslede. Die ander wonder mens oor eintlik net hoekom? Want ons praat ook nou nie, daar is mense wat net 9000 kry, ek sê net 9000, maar daar's ook ander wat ek gaan my nie omgee vir 'n top-up van. Verstaan, maar ons ander wat hier tot en met 50-60.000 per maand top-up kry. Dis groot bedrag geld, weet en dis moeilik vir mense om miskien is ons almal net 'n bietjie afgunstig en wens ons eie kon ook 'n top-up gee. Ons eie werkgewers kyk ook ons so dan dink hulle, R50.000 vir jou ekstra. Jy is daarom goud werd vir ons. Ek dink dis waar mense se ongemak dalk is. Dit is waar myne inkomste, jy weet ons almal moet planne maak om uit te kom met dit wat ons het. So mense kan sê dalk is jy net 'n bietjie afgunstig en weet ons is almal 'n bietjie jaloers oor iemand anders se salaris, bang jy kry bietjie meer. Ja, hierdie is kyk, laat ons nou nie vir mekaar jok nie. Ons is op pad in 'n verkiesing en daar gaan goed uitlek wat waar is onwaar, daar gaan veldtogte wees, daar gaan smeerveldtogte wees. Ek dink tog die DA moet net oop kaarte speel en sê dit is wat hier aan die gang is. Ek sien hulle verwys meer na 'n klere toelaag vir die DA leier. Hy het ook 'n kredietkaart gehad wat toe nog gestop is na probleme. Weet jy, ons almal sit hier en dink, man, it must be nice. Ek gaan nie nee sê vir 'n klere toelaag nie. Dit is presies waar mens is, weet maar dan dit raak baie geld. Ja. Ek moet vir jou sê, ek wil nie hulle werk hier nie. Nee, dankie ook nie vir my nie. Ek wil nie hulle werk hier nie. So, nou sit 'n mens en wonder vir die werk wat hy doen, wil hy doen. Is dit nie billik nie? Is dit nie billik nie? As jy kyk wat die leier van die regerende party verdien, maar dan again soos hulle sê, is dit wettig. Wat sê die grondwet oor hierdie proses? Maar ek dink dis waar die DA inkom is wel. Hulle moet sê, ons wou gehad het hierdie mens moet hier bly en hy kon 'n groter salaris in die parlement gekry het. Ons het besluit om in die regering van nasionale eenheid in te gaan. So nou word die hoofsweep nie dienooreenkomstig vergoed as hoofsweep, jy weet as ons dit nie gedoen het nie. Ja. So
ek dink sê dit dan. Ja. Ja, speel op kaarte. Speel op kaarte, dan is 'n mens niks in weg te sê nie. Dan, ek dink 'n bitter min van ons wat in die openbare gesondheidstelsel ontbloot is of blootgestel is, sal hierdie snaaks vind, sal hierdie dis iets waaroor ons gaan stry en sê nee, dit sal nooit gebeur nie. Mense verwag so half bietjie die slegste van ons openbare gesondheidstelsel op hierdie stadium. Maar hier's 'n skokverslag waar 'n vrou mishandel is in 'n psigiatriese hospitaal voor sy dood is in haar hospitaalbed, doodgebrand het in haar hospitaalbed vir 20 of 30 minute in 'n toegesluite kamer sonder dat 'n verpleegster die deur oopsluit, die verpleegster wat blykbaar die sleutel gehad het. Ek dink net soos wat jy die berig opgesom het is erg genoeg. Dis verskriklik. Dit is om van naar te word. Wat vir my erger is gister die president in sy weeklikse nuusbrief verwys na die twee parallelle gesondheidsorgstelsels. So dis die private sektor en die openbare sektor. En ek dink dit is hoekom mense vir lewe en dood klou aan hulle mediese fondse vir so lank en soveel as wat hulle moontlik kan. En dit is nie almal beskore nie. Nee. Maar ek dink mens sien hierdie verslag en dan besef jy ons is in baie diep moeilikheid. En dit voel vir my amper asof iemand soos Ramaphosa nasionale gesondheidsversekering wat in ons kele afgedwing word, probeer skets as 'n oplossing vir 'n probleem soos hierdie. Dis eenvoudig nie die waarheid nie. Geld gaan nie hierdie probleem oplos nie. Dis nie asof daar skielik geld gaan wees vir gesondheid. Daar is geld vir gesondheid. Daar's baie geld vir gesondheid. En dan is hierdie die soort ding waarmee jy ek weet nie verlief moet neem. Dis eenvoudig onaanvaarbaar. Hier's basies geen protokol gevolg nie. Dis 'n vrou wat in 'n psigiatriese hospitaal opgeneem word en sy is aan haar lot oorgelaat. Soos jy sê, tot sy doodgebrand het in haar hotelkamer. Daar's beweringe dat sy seksueel aangerand is voor dit uit geen toetse gedoen nie. Sy is toegesluit. Sy's gerestrain, ek wil nou nie sê vasgebind nie. Dis eintlik maar waar dit op neerkom. Jy weet haar beweging is ingeperk. Die hospitaalpersoneel is aanspreeklik hiervoor. En om nou vir ons te kom vertel, nasionale gesondheidsversekering gaan hierdie soort probleem oplos. Dis 'n infame leuen. Die president verwys in sy nuusbrief na 'n saamgevoegde tweeling wat geskei is in 'n operasie. Ek vat nie vir een oomblik weg van die wonderlike werk wat mediese in hierdie land doen. Ons het 'n hart oorgeplant. Ons plant nog steeds harte oor. Ons skei kinders. Ons doen operasies in 'n baarmoeder. Daar's wonderlike werk wat in ons gesondheidssektor gedoen, openbare en private gesondheidsorg. En dan lees jy hierdie, moenie vir my vertel nasionale gesondheidsversekering gaan hierdie probleem oplos nie. Nee, vir my gaan dit oor die feit dat jy as verpleegster eet afgelê het om mense se lewens te red en jy het nie. So of die stelsel beter is of nie, jy is swak en moet in die tronk sit want jy het iemand se dood veroorsaak. Dis my eerste gevoel So ook. dis hoe ek daaroor voel. En maak nie saak wat se gesondheidstelsel jy in werking gaan plaas nie. Daai mense, daai verpleegsters en die dokters van die beheer was van hierdie vrou se lewe het iemand se lewe gekos. En dis eintlik die bottom line, verstaan? En dit gaan nie saak maak of hulle in privaat of publiek gewerk het nie. As jy nie 'n werk wil doen nie, moet jy nie al Jy wees nie. sien, Jennifer, daar's altyd 'n maar. Daar's altyd 'n maar. Weet, ek kan eintlik dit vir jou vooruitloop en dis dalk nou nie 'n veilige ding om te doen nie. Maar hulle is so oorwerk. Dis so vol in die openbare sektor. Ek hoor dit al in my agterkop en dis eenvoudig net nie meer 'n goed genoeg verskoning nie. Nee, dit is nie. Jy het 'n werk om te doen. Ja. Nee, dit is nie. En jy het dit nie gedoen. Verantwoordbaarheid. Ja. Dis 'n algemene probleem is verantwoordbaarheid. Dit kom by verpleging veral in Suid-Afrika. Ja. En ek wil hier amper die net gooi oor privaat ook. Persoonlik het ek dit al ervaar. Serieus nie verkeerd nie. Daar's mense wat rillerverhale vertel ek kan vir jou 'n paar oor vertel private wat in die gesondheidsorg. afgelope jaar of 2 met my gebeur het. So ja, dit is anyway. Ja, ek dink mense dink dan net weer oor hoekom doen jy werk wat jy doen. Ja. Hoekom moet jy daai eet afgelê as jy nie daar wil wees nie. Inderdaad, so daai mense het opgedaag vir werk. Doen dan jou werk. Ja. Sjoe. Kristal dan nog 'n prokureur doodgeskiet. Ja, hierdie is baie sleg. Dit was gister in Johannesburg gewees. Dis 'n litigasieprokureur van Sibanye Stillwater, die mynmaatskappy. Sy was in Johannesburg gewees, klaarblyklik op pad na die KVBA toe. Die bewering is dat 2 mans haar agtervolg het en sy is in die straat doodgeskiet. So die polisie ondersoek dit. Nou, uit aard van die saak is daar baie bespiegeling, daar's baie agterdog. Julle sal onthou, Bouwer van die Kerk, die insolvensieprokureur is in September verlede jaar ook doodgeskiet. So hier is baie vrae en hier is baie kommer. So een van die vrae wat gevra word is hierdie te doen met
'n arbeidsdispuut? Is dit waarmee dit verband hou? Weet, is dit iets anders? Is dit misdaad in die omgewing waar die hof in die KVBA geleë is? So daar's baie vrae. In hierdie stadium is daar nog nie veel antwoorde nie. Ek ongeag wat se antwoorde ons het, 'n vrou is 35 jaar oud, helder oordag, basies buite een van ons howe doodgeskiet. Dit kan eenvoudig nie aanvaarbaar wees nie. Soos ek sê, hierdie kom in die lig van nog 'n prokureur wat nie 6 maande gelede ook doodgeskiet is nie. Op die trappe. Yes. So ek dink dat hier 'n groeiende probleem is, wat daadwerklik gepak moet word. Nou ek sien hier's 'n regter wat aangewys is om na die veiligheid rondom die Johannesburgse hof te kyk. Ek dink hy gaan die sweep moet klap. Absoluut. Ja. Ons verwag dat hy aardskundige uitsprake sal maak en dat dinge sal verander, want jy kan nie die mense wat die reg onderhou en 'n kritiese rol speel in die regsproses se lewens heeltyd so in gevaar stel nie. Nee, jy kan nie, weet mense val terug op daai gevoel van 'n maffia-status. Weet as ons nie hou van wat jy doen nie, dan verwyder ons, ja. En ons kan nie bekostig om daai punt te bereik nie. Dit is 'n tragedie hierdie. Baie jammer vir haar familie. Ons het al daarna verwys vroeër in die week, maar Agri Weskaap sê hulle is ook bekommerd oor dieselvoorsiening by kleinhandelaars. Hulle is. So, in hierdie stadium is daar nog brandstof by die vulstasie waar ek byvoorbeeld stilgehou het. Ek het gehoor dat die vragte is kleiner, jy weet, om dit beter te bestuur. Ek is al een keer weg gewees. O, is jy al? In Pretoria. Jy sien, dis kommerwekkend en wat hulle sê is daar is nie 'n tekort aan brandstof in hierdie stadium nie. So waar is die brandstof wat beskikbaar is? En ek dink dit is Agri Weskaap se argument. Die punt is ergens is daar brandstof. Hoekom is dit nie besig om by die kleinhandelaars uit te kom nie? Weet jy, nou mense sê wees 'n lekker mens. As jy kyk na die sentrale energiefonds en die onderverhaling en die oorverhaling, ek het gister gekyk, ek dink dit is op R5 op pad R6 toe vir petrol. Ja. En omtrent R8 en dan met al hierdie ander levies nog bykom vir diesel, wat die onderverhaling is, wat beteken dit is waarmee die prys gaan moet styg. Weet so nou is daar gerugte dat mense brandstof terughou, want hierdie gaan nou, jy weet as jy jou goedkoop brandstof verkoop teen R8 meer, dis 'n redelike wins in jou sak. So mense is in hierdie stadium bietjie skepties. As almal vir ons sê daar is brandstof, waarom kry ons dit nie? Ja. Wie het dit? Ja, En hoekom het daai mense dit? korrek. Sjoe. Christel, baie dankie vir die saamgesels, waardeer jou tyd. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.